So, die Semium is oorspronklik theaterstuk wat hulle reeds bepaalde verwerk het van Chekhov. So, praat asseblief met ons oor hoe jy dit ontskep het en die proses. Dit is baie lang gelede. Christian en ek het by twee theaterstukke saam gedoen. Ons het ek het eintlik my een gekies. 'n nuwe stuk en 'n ou stuk en toe moet ons nou besluit dat ons volgende gesprek saam gewerk. En toe moet ons besluit dat ons die serie doen. En hy het gekyk na verskillende variasies en aanpassings wat die afgelope tyd verskyn het en ons het uit 'n seleksie gemaak van die beste moontlike aanpassings. Ek het dit vertaal, bietjie verwerk en toe het dit nog 'n verdere verwerking op die vloer gehad en toe die theaterstuk gestaan. En dit het by Alkop gedebuteer en saam, ek het ongeveer 32 keer gespeel. Toe het 32 vertonings gehad. En ek dink, die argument is dan nou dat daar baie waarde is om die discipline so te film. Absoluut. En tydens die skiet van die film het ons op die vloer en op die dag nog steeds geskaaf en verander in die teks. Ek weet nie of ek nou 'n ander vraag beantwoord. Jy doen met iemand cool. Ek is 'n pro, so ek recalculate. Jy is 'n besluit vir jou pro. I got it. Okay, so ja, ons het lang gerepeteer, omtrent 'n hele dag gerepeteer en dan die volgende dag partytjie geskiet. Ja, jy het dit ook so geskeduleer dat dit naby aan die skietdag is, die repetisie. Ja. En dan is daar natuurlik so, daar was 'n jaar van toer op die planke. Toe ons met die verwerking van die draaiboek is ons uiteraard die 2,5 bly of hoe lank die verhoogste gespeel 24 moes ons skaaf en wegvat maar ek en Saartjie wou baie graag vir onsself daai parameter of as 'n reël wou ons nie aan Chekhov's struktuur gebeter het. So ons het besluit om dit oor 4 dae, 3 dae 4 dae kan ek amper real-time dit te laat uitspeel. En toe dit opgedeel in tydgrepe. Mense net soos hoofstukke, soos wat jy in 'n theaterstuk, 'n bedryf 1, 'n bedryf 2, 'n bedryf 3, 'n bedryf 4, dit is nog gemaak, 'n dag later, 3 dae, maande later, 4 dae. Ek weet nie wat ek nog moet sê oor die teks nie. Dit was net 'n verskriklike organiese proses. Die heeltyd geskaaf, die hele tyd gegaan, daai werk nie, moes daai scening lekker nie. Ja, ek dink dit is die lekker ding van ons werk. As iets lekker klik is, dan kan jy Precious. Ja, ons verander wat beste vir ons voel en kom. En dit hang van acteur af. Partykeer het iets in 'n program was moet absoluut fantasties en dan kan iets van sy moet werk en goed. So ek dink dit ook dat jy luister. Yes. Ek keer terug na die vorm van kommunikasie dat jy luister. En dit kan die luisterthema's is 'n belangrike tema, vreeslik belangrike tema. En precies, dit is nou baie, maar omdat jy het ons geskiet het, ek nou die hele tyd vir Simon, wat nou, obviously Kjona se karakter, wat kom jy altijd met die denken doen, ek wil teruggaan na die theaterklas. Dit is een goeie, ek het na die Russiese name gekyk en ek het Afrikaanse name gesoek vir die Russies. So, Semyon is in Russies en dit is Simon, Piotr is Piet, so ons het al die Russiese name vir Afrikaans is gegee of die Afrikaanse equivalent gesoek. Ja, so, ek weet om al vir geek vraag, die skrywer en my, maar so, sit julle saam in dieselfde trek, is dit 'n Skype ding, as julle al werk die teks, hoe werk dit, hoe gereeld, of wat is daai? Ons werk baie anders met verskillende projekte, ons sit baie saam, ons het saam sessies, maar dan moet ons ook, okay, dis jou draafbeurt, okay, dis myne, ek gaan die eerste ronde, partykeer doen sy die eerste ronde, en dan sal ek bylas of wegvat wat ek dink, en vir haar terugstuur, maar dit is so heen en weer, en dan maak ons seker ons kom by mekaar, en praat deur wat werk en wat werk nie, en dan, wat Saartjie wonderlik maak, ek werk nie gewoonlik met lewende skrywers nie, want hulle kan nogal maklik wees. Precious raak oor wat jy sny. Saartjie, omdat sy, ek dink uit theater uitkom en sy verstaan dat
dit eindig nie by die teks nie, dit moet nog, die akteurs moet dit, so dis lekker om dit daar te werk en sê, ek dink jy vertrou my implicitly. Dit is like, ja, ek gaan dit nog ek jam 'n bietjie rond, maar maar ek kan ook sê, ek sal baie keer met arme saakheid en woordfeesvergadering ek hardloop, want ek bal gaan, hierdie daai woord sê vir my lekker, kan ek hierdie woord gebruik? Ja, is reg sê. So, ek is nogal obsessive compulsive wat dit betref en sakies dan approval. Nee, maar wat ek ook net moet sê in terme van Christian, wat ek geleer het oor die jare, en ek werk altyd baie lekker op saam om te werk, en almal, nie net die skryfproses nie, die akteurs, die crew, dus hy is 'n ongelooflike prosesgeleerde persoon. So soms het ek, wat my groot insig van Christian is dat hy kom teken met 'n radikale idee, en dan maak het vir jou geen vlakse nie. En hy kan nie meer binne verwoord, maar my instink is reg. So dit vat miskien 2 of 3 weke of 2 maande om die instink te kry by waar jy uiteindelik moet wees. Maar om daai proses te vertrou in hom, dit is wat mens vertrou. Jy vertrou dat hy die proses vertrou. En as die proses halfpad deur 'n draadjie maak of omdraai of 'n sprong maak in 'n ander rigting, dan moet mens dit ook vertrou. Want dit kom uit 'n plek van absolute emosionele intelligensie. En dit is sy spelleiding, dit is hoe hy met die teks omgaan, dit is hoe hy met die gehoor praat. Dit kom uit 'n plek van ongelooflike gesofistikeerde intelligensie en ook begrip en empatie met die mense is. Ja, ek dink jy het daai vertroue wat ons maak vir interessante, like dit is die mense met wie ek graag te werk, dis die mense wat ek, jy weet ons het die meeste fights van almal wat ek ken, en het jare gevat, dan kom jy by die punt, dan is het magical, en dan is het soos jy sê, daar of instinctive en organic, dis kwijt, mens kan het sien in die eindproduct ook, ja, dit is amazing. En julle dieselfde geselskap van die theaterstuk, vir die film, het dit makkeliker of moeiliker gemaakt? Jy hoef nou nie, ek dink, nee, dit is definitief makkeliker. I mean, dit is soos wat ons nou voorheen gesê het, die voorreg om amper 'n jaar se repetitieproses tot 'n sekere mate te hê, en dat daai goed regtig in hierdie mense kan gaan lê en insink. Hulle kan het daai karakters geword. En ons het ook geweet watter type, jammer vir my taalgebruik, die type beats wat gewerk het met die audience. So dis amper asof jy alreeds weet watter knoppies om te druk of waar om te gaan of waar iets te pitch. Ek weet nie hoe dit vir julle was om te speel en of julle onthou wanneer die audience gelag het of het julle probeer vergeet daarvan of het julle Ek het actually gisterand aan iemand gedink, ek weet nie van jou nie, maar jy dink jy ken die karakter, want ja, jy 32 keer gespeel, maar nou het die tyd met jy groei ook as so vir my met die eerste reads, ja, jy rely, maar jy kan nie net rely op wat jy die verhoogstuk. Ek het gevoel Masha, wat ook het lekker was, en dit lekker scenes kan gesluit as jy trou. Soos daai scene waar dis my favorite, dis wat ons ja. Dis ons baie eintlik meer geskiet, maar en soos die scene waar ek met Constant in die kamer is, voor hy myself met gaan pleeg, like daai klein details soos was ingewerk het lekker tot ons tweede aanval, maar ek weet nie van jou nie, Roland, maar die ding is, ek het gevoel, I need to go back to square one. Want ek het ook gegroei as 'n mens, jy weet, jy kan nie net gaan, okay, ek gaan net kaap in die koppie oorplaas, en hy hou nooit op jou challenge. So jy is nooit net, okay, kom ons gaan. Ek klink nie saak, yeah, that's true. Ek dink wat gebeur is, ek ken hulle so goed en ek ken hulle performance so goed. Ja. So ek kan ook sien wanneer hulle na instinct toe gaan of wanneer hulle gaan na autopilot toe. So probeer hulle partykeer ruk uit uit 'n patroon of want wat gebeur is uiteraard, as jy goed herhaal, dan het soos 'n papegaai. Ja. So you're trying to keep it fresh for that scene. Maar ek dink, lang storie kort, ek dink dit is definitief dit is positief om myself in geselskap te doen. Absoluut. Daar's nie 'n ding waar jy moet iemand leer ken, jy moet vir hulle moet jou vertrou, hulle moet weet dat jou intensies is om vir hulle te help. Ons ken almal mekaar, ons is almal deur die proses. So dit was gemaklik, maar dan aan die ander kant raak dit bietjie soos 'n familie wat mekaar te goed ken, te familiar is met mekaar. So, en
is waarskynlik ook 'n vraag, maar die skiet was, die elemente het dit nog moeilik gemaak, want in die eerste act was ons die hele tyd buite. En ons moet die hele tyd moet ons daai kontinuïteit probeer konsertina, dat het voel soos 20 minute na 'n halfuur in dieselfde tyd. En dan het ons, is ons eendag daar en die volgende dag sal storm. So, Jy het gesien tussen Hermanus en Stanford, ja. Maar jy die kant en dan in daai kant. Ek het intussen Ek kan 'n bietjie meer daaroor vertel, want dit was vol. Ek het intussen uitgevind dat filmcrews in Kaapstad gaan, o ja, maar Hermanus weet mos van 'n film wat van jetties wat hulle bou en dan spoel dit weg, so ek so 2 keer dink as ek weer Hermanus toe gaan. Ons het 'n in-joke gehad in ons cast, want daai section waar jy ons nou sien waar voordat sy nou in die water is 2A en 2B in die teks. Dit was later like 'n joke. Jy stap verby mekaar breakfast en is 'n 2A, 2B. Maar ons weet ons is nog nie klaar daarmee. Ons weet dit is nie lockdown nie. En dan kom Albert en fluister in my oor. 2A, 2B. Shut up! Dit was just 'n joke. Ja. Ek wil vir jou ook vra, Rolanda, so, jy het lekker baie repetisie tyd gehad in die skedule, en dit is, speaking from experience, hoogs ongewoon vir 'n film. Vertel vir my van die proses. Ek voel die repetisietyd was selfs amper nie genoeg nie. Ek dink die theaters, toe ons die plei gedoen het, dit is die begin van die repetisie gewees van die film. En toe ons op stel gekom het om later gerepeteer, voel ek ons het net genoeg tyd om verder te vat nie. So ek voel, ek wens ons het 'n maand of 2 gehad. Maar dit is nooit genoeg tyd. Dit is altyd, Maar aan die ander kant ook, is daar dus iets oor to over-rehearse something, so ons moes ook maar voorzichtig wees daarmee. Ons het die boothuis toneel. Ek en arme Albert, die wetsuit het ons hoeveel keer geskiet? En hoeveel dae? Ek weet nie. Ek kan net imagine hoe moeilik dit moet wees, want ek bedoel, dit is so baie energie, like, dit vat iets van jou om te kyk, en jy soos, ek wil dan net te drukkie gee, so ek kan net imagine om dit soos oor en oor en oor te doen, moet seker Ja, dat is wel uitwerk gedink, en dan kom jy huis toe en dan is jy nog, nou, daar is die shoot, en dan gaan my leek op, en staan my maas met my lobby, dat is het! Hy het lekker geslaap, heel dag, net so. Hierso! Wat een eentijd speel! Ja! Ek wil nog net sê, so jou karakter was my so van, maar jy is die trou toneel, dit is nou een geek moment, sorry, ek gaan weer op. Maar die troue was my so incredible, ek het so hard opgelaat vir dit, want die squinkies. Die squinkies, die helpvol, dit is al maar ek kan ek en Marie voorstel, dat ek denk 'n wonderlike job gedoen het. Jy was het trots op dit, asseblief. Sy's amazing. Daai hele span, maar anyway, die anyway, ons het nog gestaan, toe pas ons aan verskillende trourokke, en toe staan ek en Christian, toe gaan ek sê, en middelskoene, toe gaan ek sê, Christian, my boots, en toe gaan ek sê, rarig, toe gaan ek sê, ja, let's do it, met die swart, tel jy dit, ek weet nie wat sy skoene sê. Dit is nogal 'n interessante proses, want nooit het ek gewerk met 'n regisseur in film, wat so betrokke is by die mode. Yes, verskrik. Dis fantasties. Rolanda het seker 200 gemaak. Nee, Shams en Marie. Maar nie net by die kostuums, die Christian kom staan by die make-up, en dan is daar haartjie, Marie Conradi is amazing, maar dan is daar haartjie net nie regte, hy is presies so ingestel op jou karakter, which is amazing. Maar ek wil net weer sê oor die weer, dit was actually nogal, maar ek wil sê, en I mean, there's obviously dit so 'n bietjie van 'n cliché, dat filmmense kla oor die weer, maar vreemd genoeg het dit bygedra tot 'n baie, dit was hierdie tension wat die hele tyd daar was, van gaan ons die dag maak, gaan die weer nou skielik na lunch draai, wat gaan gebeur, en jy is uitgelewer of oorgelewer, uitgelewer aan die elemente, en ek dink tot 'n mate het dit regtig bygedra tot die gevoel wat daar was, so onderliggende, so unsettled gevoel wat die hele tyd daar was, so, en ek dink grotendeels dat Chekhov dit gaan daaroor,
Ja. So dit was asof dit bygedraai word. Dat die wêreld gaan aan, die weer in die wind gaan theater breek en verwoes en there's going to be nothing left of any of us. So that kind of futility, maar nature gaan aan. So ek dink dit was nogal 'n blessing en 'n curse. Ja, ek voel so jammer vir ons, vir jou en vir my, want want daai toneel in die water, ek was nie veronderstel om 'n wetsuit aan te hê nie. Want dit sou so mooi gelyk het, maar het was so vrek koud. Ek kon nie, toe laat maak hulle 'n wetsuit wat nou my velkleur was. So, dis nou jammer, kan ons eintlik baie Maar ons het geleer uit Johnny uit, want ons het 'n swembad toneel in die somer gedoen in Rilanda uit Hartbeespoort. My lippe raak so blou, sy sê, ag, my lippe raak nie blou, kan iemand dan net warm kry, voor ons aangaan. Ek het nie sê dat ek een keer vir my gesê, ek kom in 'n dam in te loop, ek gaan eens met spesifiek wees, en die sê sy, jy hoef dit sal doen, maar as ek het eers doen. Dus ek sê, dis die sien nodig, can you just rework some of it? Ek het een laaste dingetjie dat ek gaan vra, nou kan ons oopmaak vir julle, dan kan julle vra vir as jy dit wil. So dis 'n generic ding en jy sal seker so gehad om dit te antwoord, maar gebruik julle steeds die langer skootlengtes soos in Johnny se doen nie en wat is die hoe voel jy daaroor nou? Gaan jy dit weer, sal jy dit weer doen of as jy vir jy klaar Ek weet, ek dink ek het minder, ek is minder concerned nou so om die play self te quote oor styl en vorm. Ek dink whatever suits the story. En met hierdie het dit vir my gegaan oor wat ek uit theater uit leer is the power of real time. You know, to feel the time. En om nie bang te wees vir stiltes en verveeldheid en tyd en dit is waaroor Chekhov ook gaan. So wat hierdie betref voel dit amper asof dit baie goed gewerk het vir my. So ek dink dit is nou maar net 'n uitvloeisel van my en Chris van Maak se collaboration, maar ek dink nie ek het uitgegaan. Toe gaan ek nou weer 'n lang tyd nie maak. Ek dink dit was maar net it's what works for me. Cool. This point. Maar dit beteken nie ek gaan afbreek so. Wat ook interessant is, en ek dink dit het te doen met die gemaklikheid van iets wat bekend is, maar ook die ongemaklikheid van 'n ruimte, 'n nuwe ruimte, en 'n baie spesifieke huis, 'n baie spesifieke beperkings en wat jy kan skiet en nie kan skiet nie. En dan ook met die gedagte dat jy iemand met 'n baie swaar kamera moet loop, met 'n sound agterlaan. So ek dink die tegniese komplikasie het eintlik so die eind was die dialoog die gemaklikste. Die kompleksiteit het gelê in die nuwe genre en in baie plek spesifiek nie net buite te neem, maar ook in die huis self. So maar dit is nogal 'n scary ding eintlik, ek dink veral vir julle ook, want if you're the one wat so is die foutjie gemaak as dit sê, Ja. so jammer, want almal weer hoor begin, is dit daai expression, yes, like as jy sê, okay, action, dan gaan jy, Maar dit is theater. Jy kan That's true, nie, yes, ja, jy kan go back en sê, kyk nie, maar in my vertrou, jy moet net gespeel, jy moet net speel, en in die oomblik wees, het ek agter. Die oomblik as jy dit oordink en probeer, hard probeer, dan doen jy op. So, vertrou. ja, maar jy wil nie daai ene Ja, dat is ek gaan definitief top so is.